Dag, dis 'n voorreg om saam met u rondom die woord te kan wees. En ons bid steeds en elke keer dat die Heilige Gees ons lei wanneer ons met die woord besig is. In die gemeente waar ek is in Stellenbosch gebruik ons vandag nagmaal. En daarom gaan die skrifgedeelte en die prediking gaan ook oor nagmaal, die betekenis van nagmaal. Ons lees 1 Korintiërs 10 vanaf vers 14. Daarom my geliefdes, moet niks met die afgodsdienst te doen hê nie. Ek praat met julle as verstandige mense, beoordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging, waarvoor ons God dank. Is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Dui op die eenheid tussen gelowiges, juis deur die gesamentlike gebruik van die brood. En dan 1 Korintiërs 11 vers 17, waar Paulus skryf, nou dat ek besig is om voorskrifte te gee, daar is dinge wat ek nie prysenswaardig vind nie. Dit is dat julle samekomste eerder kwaad doen as goed. Wat my veral hinder is dat daar, soos ek hoor, verdeeldheid onder julle is, wanneer julle as gemeente saamkom, en gedeeltelik glo ek dit ook. Daarom moet trouwens partyskappe onder julle wees, sodat dit bekend kan word, wie van julle die toets kan deurstaan. As julle dan as gemeente saamkom, is dit nie meer die nagmaal van die Here wat julle vier nie, want by die gemeenskaplike maaltyd eet elkeen gou sy eie eetgoed, met die gevolg dat party honger ly en party te veel drink. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie, of het julle nie eerbied vir die gemeente van God nie, en wil julle die armes verneder? Wat moet ek sê? Moet ek julle prys? Hieroor prys ek julle beslis nie. Ekskuus. Vers 23, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van die brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of van die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie siekes en swakkes en sieklikes onder julle, en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word. Daarom my broers, as julle saamkom om nagmaal te vier, wag vir mekaar. Wat aspekte van die nagmaal is belangrik? Wat beteken dit vir ons? Dat dit nie maar bloot net 'n ritueel is wat dit so maklik kan raak nie. Maar wat ek verstaan, wat is die betekenis daarvan en wat is die betekenis vir my en hoe dit daardeur versterk kan word en hoe ek kan leef in die oorwinning wat die nagmaal aan my verseker. En dit kry ons dan eerstens in die instelling van die nagmaal in 11 vers 23 waar Paulus sê, dit wat ek van die Here ontvang het, ek ook aan julle oorgelewer, dat Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, God daarvoor gedank het, het hy het gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed besteel is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. So die nagmaal en die gebruik van die nagmaal deur sy kinders is God se bedoeling en is God se opdrag. God bedoel dat, dis die opdrag vir sy kinders, want nagmaal is vir kinders van God, dis nie vir iemand wat nie die Here ken, maar dis vir kinders van God, maar dit is vir die kinders van God, God se bedoeling en God se opdrag. Nagmaal is 'n sakrament, ons weet daar's 2 sakramente, die doop en die nagmaal, en 'n sakrament is eintlik 'n teken en 'n versekering. Dit teken, dit verduidelik iets aan ons, die brood wat gebreek word, is soos die liggaam van Christus wat gebreek is, die brood wat ons breek is die liggaam van Christus wat gebreek is, die wyn wat vloei, dui op sy bloed wat gevloei het. Nagmaal verduidelik dat die prys inderdaad betaal is, die offer gebring is. Die tekens van brood en wyn wys dat Jesus, dat God inderdaad die wêreld so lief gehad het, en vir jou so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het, om gebreek te word, en dat ons deur geloof in Christus die ewige lewe kan hê
en heel gemaak kan wees. Dit verduidelik dus aan ons iets. Vers 26 praat dan, so dikwels as wat die nagmaal gebruik, verkondig ons die dood van die Here. Wanneer ons saam nagmaal vier, verkondig ons dat die breking van Christus se liggaam en die vloei van sy bloed was werklik, dis seker, en dit is tot redding en verlossing. Dis 'n bewys, 'n versekering van die bewys van God se liefde vir ons. Nagmaal verseker ons van ons verbondenheid met Christus. Net soos wat die brood en die wyn deel word van jou liggaam, so is Christus deel van jou. Hy leef in jou deur sy gees. Soos wat voedsel en drank ook fisies krag gee, so gee Christus ook jou nuwe geestelike krag om jou geloofswedloop te voltooi deur die nagmaal. So, as jy voel dat jy eintlik nie meer kan nie, as jy voel, maar ek verstaan nie mooi alles nie, ek is geestelik moeg, as die gebrokenheid van hierdie lewe jou beet kry, as jy nie die lig in die tonnel sien nie, kom sit aan by die tafel van die Here, gaan daar waar jy deel is van die geloofsgemeenskap, en gaan sit aan by die tafel en word opnuut verseker dat Christus in jou is, dat hy deel van jou is, soos die brood en die wyn deel geword van jou tydens die nagmaal. Jy is nie alleen nie, God is by jou. Dis nie meer jy wat lewe nie, maar Christus wat in jou lewe, sê Galasiërs 2 vers 20. Wanneer ek hardloop, en ek besef, maar hierdie wedloop is meer as wat ek self kan doen. Wanneer daar soveel dinge in my lewe is, ook positiewe dinge, geleenthede, en ek besef dis net genade, dan moet ek ook kom aansit by die tafel en erken, maar ook die positiewe is God se genade. God is die bron van my lewe. Soos wat hy my versterk hy my om ook positiewe geleenthede aan te gryp. So, nagmaal as God se opdrag, verduidelik vir ons dinge en dit verseker vir ons dinge. Maar as mens gaan kyk na vers 18, waar Paulus skryf oor hulle verdeeldheid, dan sê hulle, as julle dan as gemeente saamkom, is dit nie meer die nagmaal wat julle vier nie, want by die gemeenskaplike maaltyd eet elkeen gou sy eie eetgoed met die gevolg dat party honger ly en party te veel drink. Jy sien, daar's verdeeldheid, en dan kan daar nie waarlike nagmaal wees nie. Hulle wag nie vir mekaar nie, daar's 'n individualisme, elkeen vir homself. Vers 20 stel is so sterk dat hulle as gevolg van hulle verdeeldheid en van hulle ek staan los in mekaar, dat eintlik sê, maar dan vier julle nie werklik nagmaal nie. Nagmaal is wat jy in verbondenheid, ja, met Christus in die eerste plek, maar dan 'n verbondenheid met mekaar, met medegelowiges saam vier. En daarom ook die formulier vir die nagmaal, wat sê, deur sy dood het hy vir ons die gees verwerf, die gees wat ons lewend maak, en ons in ware gemeenskap aan Christus verbind, en ons het al sy seëninge laat deel. Dieselfde gees bind ons ook in ware liefde saam as lede van een liggaam. Omdat ons almal deel het aan die een brood, is ons almal een liggaam. Daarom moet almal wat deur die geloof deel geword het van Christus, hierdie eenheid in liefde met woord, sowel as met daad, teenoor mekaar bewys. So word dit opgesom in die nagmaalsformulier. So ver dit van jou afhang, want mense het nie altyd beheer oor 'n ander persoon nie, maar so ver dit van jou afhang, moet jy in vrede met alle mense leef. En daarom as jy in toos, as gevolg van jou in toos, in onvergewensgesindheid, in vyandskap of in wrokkigheid met ander leef, dan moet jy eintlik nie na die nagmaalstafel toe kom nie. Want dan is dit nie werklik nagmaal wat jy vier. As jy nagmaal kom vier, beteken dit dat ek bely, ek is een met die ander wat saam met my nagmaal vier. Ek aanvaar die ander as deel van die liggaam van Christus. As jy net op jou eie geloof wil beoefen, as jy dink ek het nie ander nodig nie, as jy nie tyd en energie insit om deel te wees van medegelowiges en verhoudinge te bou en te verdiep, sodat ons ook mekaar kan opbou en effektief kan bedien, dan sê die nagmaal eintlik vir ons, nee, hierdie individualisme is nie wat God bedoel nie, en dis nie wat die nagmaal beteken. Jy is deel van dieselfde liggaam van Christus, so wat die brood een brood is jy deel aan dieselfde liggaam van Christus, wat vir ons almal gebreek word. Ons is noodwendig dus gebind aan mekaar. En daarom as jy vandag nagmaal gebruik en saam eet, dan bely jy dit in Christus.
dan bely jy dat jy deel is van Christus, maar ook deel is van die medegelowiges rondom jou. So selfs as jy nagmaal gebruik dan verskil jy van klas en kleur en ras en rykdom. Ons aanvaar mekaar as een in Christus. Daarom sê vers 22, moenie die armes verneder nie, en dat hulle eerbied moet hê vir die gemeente van Christus. Jy behoort, jy het 'n plekkie waar jy kan tuiskom, en is hier tussen jou medegelowiges, jy is 'n besonder saam met wie jy aan die nagmaalstafel kom aansit. Nagmaal verseker ook dit. Wat noodwendig daaruit volg, en wat die nagmaalsformulier ook so stel, is dat ons hierdie eenheid met woord en daad teenoor mekaar moet bewys. Ons moet inderdaad tyd maak vir mekaar. Dit is seker die grootste ding wat ons deesdae vir mekaar moet gee, is tyd. Tyd, sodat ons ook saam kan bid, dat ons betrokke kan wees in mekaar se lewens, inspraak gee mekaar se lewe, inspraak ontvang van 'n ander se lewe. Ons kan nie maar onverskillig teenoor mekaar staan. Ons kan nie Ons moet mekaar opbou en vashou en vermaan en intrek en bemoedig. En daai persoon wat eintlik so al van die kant van die gelowiges geskuif het, of daai persoon wat dalk iewers nog op 'n lys is, maar nie regtig betrokke nie, of net daai persoon wat so al nie deel word nie, of bietjie meer introvert is, daai persoon wat deur 'n moeilike tyd gaan, met woord en daad moet ons elkeen laat behoort. Jy moet daar wees, sodat jy behoort, maar jy moet ook ander laat behoort. As een lid ly, sê in Korintiërs 12, ly al die lede saam. As een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen lid daarvan. Of 1 Tessalonisense 3 vers 12, mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So nagmaal bevestig nie net ons verbondenheid met Christus nie, maar ook ons verbondenheid met mekaar. Daarom sê 11 vers 3, wag vir mekaar. Iets wat ons saam doen, iets wat ons onderlinge band, wat dit bely, ons bely dit wanneer ons dit so nagmaal vier, en nagmaal versterk ook daardie onderlinge band. Wees daar, wees deel, woon by, en trek ook ander in om deel te wees. Dit is 'n opdrag, maar is eintlik so 'n ongelooflike voorreg. So 'n ongelooflike voorreg dat jy ingebind is in die liggaam van Christus. Jy is nie alleen nie. Jy voel jy baie keer is alleen. Jy voel dalk eensaam. Jy voel ek stry alleen. Jy voel jy behoort nie. Die nagmaalstafel word weer verseker. Nie mense nie. God sê jy is deel van hierdie mense. God sê hy bind jou deur sy gees in. Jy behoort. Jy het 'n plek. Moenie vandag weggaan en nie vir iemand vra om vir jou te bid as jy deur 'n moeilike tyd gaan, want jy behoort. Jy het 'n plek waar mense jou liefhet, waar mense vir jou wil bid, waar mense saam met jou die pad stap. Maar dan is daar ook by nagmaal die selfondersoek, 1 Korintiërs 11:28, elkeen moet homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Nou, dit gaan eintlik oor selfondersoek om te besef wie ek was, maar ook besef wie ek nou is. Besef waarvan die Here jou gered het, besef wat jy nou gemaak is deur God se genade en waartoe hy roep, hoe jy dan moet lewe. Selfondersoek, soos die formulier dit ook beskryf, ken jou sonde, weet jou sonde, maar ook ken en aanvaar en omhels en wees verseker van verlossing, maar leef ook in lyn met verlossing, leef uit dankbaarheid. Met ander woorde, nagmaal beteken nie dat ek 'n bietjie dink oor my sonde nie, ek moet besef waarvan ek verlos is. Ek is verlos van 'n sondeverlorenheid. Ek het verdien om gestraf te word. Ek kon nie myself red nie. Ek kan nie myself uit die moeilikheid bring nie. Ek kan nie in 'n verhouding met 'n heilige God leef nie. Dit is waar ek was. Ek moet daaraan terugdink, van wat ek alles verlos is. Maar ek moet ook daaraan dink, van, ja nou as ek kind van God is, dan is ek vrygespreek. Maar, dat ek steeds struikel en val, en dat dit so in stryd is met dit wat die Here my gemaak het. In stryd is met hierdie produk van genade, wat ek nou is. So ek moet terugdink en besef, uit die sonde wat ek verlos is, maar ook die sonde wat nog steeds deel van my lewe is, en waar ek struikel en val, wat in stryd is met my kindskap. Maar dis, ja, ek moet nadink oor my sonde verlorenheid en waar ek nog struikel en val, maar ek moet ook nadink, en behoorlik nadink, oor die genade wat ek in Christus het, wat my verlos van daardie sonde, dat ek nuut gemaak is, deur die breek van Christus se liggaam, soos die brood gebreek word en die vloei van die wyn, soos sy bloed gevloei het,
is ek nuut gemaak, heel gemaak. Ek is nou kind van God. Daar's 'n herstelde verhouding. Ek het 'n nuwe identiteit. Ek is versoen met die bloed van Christus. En ja, dan kan ek nog struikel en val, maar dan is ek ongehoorsame kind van God, maar ek bly nog kind van God. Ek bly nog 'n koningskind, ek bly nog 'n prins en 'n prinses. Nadink, selfondersoek doen of ek die genade van God werklik verstaan. Die oorvloed genade van God. En juist dit bring my by 'n derde punt van selfondersoek en sê, leef ek vanuit hierdie genade? Leef ek uit dankbaarheid? Word ek al hoe meer wat ek reeds in Christus is? As kind van God, leef ek as kind van God. Ons wat die verlossingswerk van Jesus Christus omhels het, ons is nie meer verlore sondaars. Ons is nou heilige, kinders van God, deur die bloed van Christus, wat nog struikel en val en sonde doen. En daarom, omdat ons is kind van God, moet ons al hoe meer strewe om heilig te lewe en die beeld van Christus te vertoon met ons denke, met ons woorde, met ons dade. Maar met ander woorde, ek moet in die selfondersoek is deel daarvan dat ek moet besef, ek moet ondersoek doen of ek werklik besef, maar ek is kind van God. Ek is 'n vrygespreekte, ek is 'n geliefde. Iemand wat in Christus behoort, is 'n nuwe mens, die ou is verby, sê 2 Korintiërs 5 vers 17. So, daarom moet ek ook by nagmaal selfondersoek, om nie te vergeet waarvan ek verlos is nie, want as ek dit vergeet, dan sal ek nie die genade waardeer nie. Ek moet nie so gewoond raak, selfs aan die sonde wat ek nog baie keer struikel en val, dat dit net maar deel van my lewe is. Ek moet selfondersoek doen en besef, nee, ek is kind van God. Daarom kan ek nie anderster as om heilig tot eer van God te lewe nie, want kindskap is nie 'n kaartjie wat ek hemel toe het. Kindskap is 'n verhouding met God wat ek daagliks leef en al hoe meer leef deur die krag van die Heilige Gees tot eer van God. Maar ook as ons selfondersoek gaan dit ook net prakties, ons bietjie daarmee begin, om te weet waaroor dit gaan. 1 Korintiërs 11 vers 29 sê, hy wat eet en drink sonder om te besef dat die liggaam is, bring oordeel op homself. Dan word ek moet besef, waaroor gaan die brood en waaroor die wyn? Ek moet bewustelik dit doen, wanneer ek dit gebruik. Nie maar gedagteloos of 'n regmerkie van nou dat ek nagmaal gebruik en dis eers van my deel Christelike lewe. Nee. Christenskap en ook nagmaal gebruik gaan oor kop, hart, hand, gaan oor ek verstaan, ek leer en ek leer meer en ek delf dieper ook in die betekenis van die nagmaal, maar ek eien dit ook toe. Dis ook vir my, dis nie net vir hulle iemand anders ding. En ja, dit verander my lewe. Ek doen dinge anders as gevolg daarvan. Kop, hart, hand. Maar ook nagmaal roep ons om in die oorwinning te leef wat aan ons bevestig word deur die nagmaal. Kolossense 3 vers 10 sê, leef nou die lewe van 'n nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Filippense 4 vers 13, bekende, ek is tot alles in staat deur hom, dis Christus wat my krag gee. Romeine 8 vers 37, in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hy het ons lief, hy het Christus as bewys daarvan gestuur, die nagmaal dui op Christus wat sy liggaam gebreek het, sy bloed vir ons gevloei het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte, hoogte of diepte of enigiets anders in hierdie skepping kan ons van die liefde van God skei. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Dis die oorwinning wat ons het. Dis die sekerheid wat ons het. Dis die sekerheid wat in ons bevestig word. En dan kom ons gaan leef dit. Ons moet nie gaan leef uit ons omstandighede en die gebrokenheid van hierdie wêreld. Ons moet leef uit die genade van God wat ook wanneer jy nagmaal gebruik aan jou bevestig word. Dra ons die dinge van die wêreld in ons lewe in, of dra ons God se lewe in ons in hierdie wêreld in en omstandighede. Ek en jy, as ons glo in Jesus Christus, wanneer ons Christus is ons verlosser en koning omhels het, dan is ons nie meer 'n verlore sondaar nie, dan is ons nie 'n niks werd nie, dan is ons nie doelloos en rigtingloos nie, dan ploeter ons nie maar net voort nie. Nee, ons mag leef in die sekerheid dat God die oorwinnaar is en dat ons as sy kinders, sy volgelinge, deel het aan daai oorwinning. Ons mag sê en bely, ook rondom die nagmaalstafel, dit is wat my lewe bepaal. Dit is wat my lewe bepaal, naamlik dat God my lief het. Dit definieer my lewe, nie my omstandighede, die politiek, die ekonomie, of 'n siekte, of 'n uitdaging, of die gebrokenheid van hierdie wêreld. My eerste doel
is nie maar bloot om uit hierdie moeilikhede te kom nie. My doel is om vanuit my verhouding met God te verheerlik, deur sy genade en liefde in te dra in alle omstandighede van my lewe. Ons kan en mag in geloofsverbondenheid met Christus leef, in oorwinning, in alle omstandighede. Dit wat aan die nagmaal aan ons bevestig word. In ander woorde, as dit sleg gaan, dan moet ek weet dit my lewe lê in God, maar ook as dit voorspoedig gaan, dan gaan dit voorspoedig nie deur een of ander net, positiewe omstandighede nie, maar dan leef ek in die oorwinning, ek leef in goeie omstandighede deur God se genade, deur Christus wat my krag gee. Daarom gebruik ek ook, wanneer dit goed gaan, alles wat ek het om God te verheerlik, mekaar as gelowiges op te bou en die koninkryk uit te brei. God sê, my genade is vir jou genoeg. God sal die pad wat hy met jou begin het ook voleindig. Laat ons dan, wanneer ons by 'n nagmaaltafel aansit, laat ons opnuut die waarheid, die belofte, die versoening en die oorwinning ontvang, wat Christus vir ons verwerf het. Laat ons die nagmaal vier en in dankbaarheid die lewe leef wat die nagmaal aan ons verseker. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat U U seun gestuur het om vir ons te sterf, dat hy gebreek is, dat sy bloed gevloei het, sodat ons heel mag word, sodat ons U kinders kan wees, sodat ons meer as oorwinnaars kan wees, sodat ons die volkome liefde wat ons van U ontvang, mag indra in 'n gebroke wêreld. Here, en as daar iemand is wat hierna luister, wat twyfel of hulle die moeite werd is, wat twyfel of hulle vergifnis ontvang het, wat twyfel of hulle vryspraak gekry het, Here, wil U, deur hulle geloof in Christus, deur hulle geloof in U, wil U dit aan hulle verseker, dat niks hulle kan skei van U liefde nie. Here, dat elkeen wat twyfel oor kindskap, maar net na U toe kan hardloop en versekering kan ontvang. Ons bid, Here, vir elkeen in die verskillende omstandighede waarin hulle is, voorspoed en teëspoed. Here, en in dit alles, gryp ons vas aan U genade, aan U liefde, aan dit wie U in ons is. Here, in daaruit wil ons elke dag lewe. Ons bid hierdie gebed op grond van U genade in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, die teenwoordig wees, die krag, die begeleiding van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.